Aan al die kykers en luisteraars by die huis, baie welkom dan ook by vanaand se opname. Dit is ons gebed dat dit vir julle net so 'n besonderse en geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo dit vir elkeen van ons hier in die banke sal wees. Kom ons sit so, raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Here, vanaand vra ons die vraag: hoe word ek as mens deur die Heilige Gees vervul? Ons is hier om te kom luister na die antwoord, na die leiding wat U woord vir ons gaan kom bied. Ons vra dat U ons ontvanklik sal maak vir die boodskap, vir U stem, vir die antwoord. Soos ons ook reeds vir mekaar gesê het, dalk leer ons vanaand iets niets. Dalk word ons vanaand net weer opnuut herinner aan iets wat ons dalk al vergeet het. Hoe dit ook al sy, seën elkeen hier en wees ook asseblief met elkeen wat inskakel by die opname en ons dink ook in besonder aan hulle wat nie hier kan wees nie, wat die rede ook mag wees. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die teenwoordigheid. Amen. Vriende, ek wil vanaand se boodskap begin met 'n illustrasie wat ek glo aan almal van julle goed bekend is, veral aan ons kinders. Sien in jou verbeelding 'n glas redelik tot bo gevul of met water of met melk. Sien nou in jou verbeelding hoe jy byvoorbeeld Milo bygooi by hierdie melk. Wat gebeur met die Milo? Aanvanklik gaan lê dit bo op die oppervlak, nie waar nie. As 'n mens Nesquik sou neem en jy gooi dit in die melk in, dan sien jy dadelik byvoorbeeld die arbeidgeur en kleur, hoe dit dadelik afsak en dit gaan lê onder op die bodem. En dan kry mens ook 'n vrugtesap, ek dink is Halls, wat jy so in die 1 liter of 500 ml botteltjies kry, maar so dik vrugtesap. As jy hom eers onder in die glas gooi en jy gooi dan die water in, dan sien jy die water gaan lê bo op die sap, as jy dit nie roer nie. Dan lê die sap onder, so laag, en die water gaan lê net mooi bo op, en jy kan 'n duidelike skeiding sien tussen die twee. Nou met hierdie beeld, wil ek hê moet ons kyk na Handelinge 19 vers 1 tot 2. Hou hierdie beeld in gedagte, deur die verloop van vanaand se boodskap. Ons lees in Handelinge 19 vers 1 en 2 die volgende. Verse 1 tot 10. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle antwoord: ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Watter soort doop het julle dan ontvang? Vra hy toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus: Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is in Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het 2 jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. Net tot sover ons eerste teksgedeelte. Nou die klimaks van hierdie deel wat ons sopas saam gelees het, is die begin.
Die hele feit dat Paulus deur die binneland gereis het, en ek het dit hier op, en ek het 'n spesifieke deel geonderstreep, dat Paulus het deur die binneland gereis en in Efese gekom, en daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En dan antwoord hulle met daai onderste woord op die skerm: ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Nou vriende, ons weet nie wat vir Paulus aanleiding gegee het om hierdie spesifieke vraag tot daardie groepie gelowiges te rig nie. Dalk was dit iets in hulle woorde, dalk was dit iets in hulle optrede gewees, dalk was dit bloot die Gees wat hom gelei het om hierdie vraag te vra. Ons weet nie, dit word nie vir ons gesê hoekom hy spesifiek hierdie vraag vir hulle gevra het nie. Maar wat ons saam met Paulus wel vanuit hierdie groepie gelowiges se reaksie duidelik kan hoor, is dat hulle nog glad nie ten volle verstaan het wat dit waarlik beteken om 'n geesvervulde volgeling van Christus te wees nie. Daar was nog 'n leemte. En dit was met die lees van hierdie gedeelte wat dan hierdie einste vraag van vanaand tot ontstaan gehad het, naamlik, maar hoe word 'n mens dan vervul met die Heilige Gees? En ek gaan 'n ding herhaal wat ek weet ons al vir mekaar meer as een keer gesê het, maar ons moet daarby begin vanaand. En dit is deur vir mekaar net weer eens daaraan te herinner dat daar is 'n groot verskil om met die Gees gevul te wees en met die Gees vervul te wees. Dis heeltemal twee verskillende aspekte. Kom ons begin met gevul. En om die beeld van gevul met die Heilige Gees te verstaan, wil ek hê moet ons kyk na Genesis 2 vers 7. Daar lees ons die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Hebreëus vir lewensasem is ruach. En sinonieme vir hierdie woord ruach in Afrikaans is wind. Ons onthou in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is saam met die 4 vlamme of tonge wat verskyn het, lees ons dat die eerste gelowiges het ook die geluid van 'n stormwind in die vertrek waar hulle verkeer het hulle gehoor. Ruach beteken wind, dit beteken asem, dit beteken gees. En dit het die Here in die mens se neus ingeblaas en so vir hom lewe gegee. Dit is hoe God teenwoordig is en in my en jou woon. Dis waarom ek en jy vanaand die voorreg het om te kan leef, is omdat ons gevul is met die Gees. As God se Gees my en jou nou met eens moet verlaat, dan gaan ek en jy onmiddellik weer terugverkeer in 'n hoopie stof. Dis omdat ek en jy gevul is met die Gees, dat ons kan leef. Dat ons hier kan wees en die skepping kan geniet. Dit is soos die Milo of die Nesquik in die vrugtesap. Dit dryf dalk al reeds bo op die melk of dit lê al klaar onder op die bodem van die glas. Maar dit beteken nie noodwendig dat die kleur en die geur daarvan al met die melk en die water vermeng het nie. Al is die Heilige Gees al inwonend in ons, beteken dit nie noodwendig dat ons siel en ons hart en ons verstand al gekleur en gegeur is onder sy leierskap nie. Vir ons kinders het ons 'n illustrasie en 'n mooi prentjie wat ons altyd gou sal gebruik om te sê, sien in jou verbeelding 'n karretjie en beide jy en die Heilige Gees is insittendes van hierdie karretjie. En dan vra hy vir hulle die vraag, wie bestuur? Wie sit agter die stuurwiel en wie is die passasier? Bestuur jy en die Heilige Gees is die passasier of bestuur die Heilige Gees en jy is die passasier? Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Bloot dat die Heilige Gees net in jou karretjie is, beteken nie noodwendig dat jy op regte pad is nie. Hoe transformeer ek myself dan
Dat ek nie net gevul is met die Heilige Gees nie, maar dat ek dan ook vervul kan wees met die Heilige Gees. Nou dit, vriende, is presies die vraag wat ons vind in Handelinge 2, vers 37 tot 41, wat aan Petrus en die ander apostels gevra word. Ons lees die volgende. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hoor hierdie laaste sin, want dis belangrik. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Met ander woorde, wat sê Petrus en die ander apostels vir hierdie groepie mense wat vir hulle vra, wat moet ons doen om vervul te word met die Heilige Gees? Hy sê vir hulle die volgende, kennis aangaande die evangelie is nie genoegsaam om deur die Heilige Gees vervul te word nie. Hierdie groepie gelowiges met wie Petrus sopas gepraat het sopas die evangelie gehoor. En die groepie gelowiges wat Paulus vroeër ook teëgekom het, wat gesê het dat hulle disippels van die Christendom is, het ook die evangelie goed geken. Maar dit alleen was nie genoegsaam nie. Na die aanhoor, sê die apostels, moet daar vervolgens nog iets gebeur. Want onthou wat sê Paulus in Romeine, selfs die bose ken die evangelie, dit beteken nie hulle glo nie, dit beteken nie hulle is verlos nie. Ateïste in vandag se dae ken die Bybel beter as Christene, dit beteken nie dat hulle gered is nie, dit beteken nie dat hulle vervul is deur die Heilige Gees nie. Kennis is nie genoeg nie, daar moet nog iets gebeur. Petrus stel dit baie mooi, hy sê die vervulling met die Heilige Gees is meer as net 'n Christelike kennis in jou kop. Dit moet ook oorvloei na 'n geestelike krag in jou hart. Dit beteken, en ek het 4 voorbeelde saamgebring, wat op die skerm gaan wees, dat julle dit saam met my kan lees. Dit beteken nommer 1, jy moet die Here die geleentheid gun om 'n opgewondenheid in jou hart en lewe te laat ontstaan, soos wat met die heidene in Handelinge 13 vers 38 gebeur het, nadat hulle die woord aangehoor het. Jy moet 'n vuur begin brand. Jy moet 'n opgewondenheid en 'n vreugde hier diep in jou binneste wese ontstaan. Nommer 2, jy moet soos die goewerneur van Siprus in Handelinge 13 vers 12, die Here toelaat om jou te oortuig dat daar iets beters is vir jou, dat daar iets groters is vir jou wat wag, dat daar 'n God is wat jou al jou drome en ideale te bowe gaan. Jou eie visies, jou eie drome en ideale, dis nie die alfa en die omega nie. Daar's iets meer, daar's iets groters wat vir ons wag. Nommer 3, jy moet soos Paulus in Handelinge 9 die Here toelaat om 'n radikale ommekeer in jou huidige lewe tot dusver te bewerkstellig. Jy moet jou sondige verlede bring en kom neerlê by Jesus se voete en glo en vertrou dat hy aan jou 'n nuwe en skoon identiteit sal versorg. Hoe sê die Here in Esegiel? Ek sal die hart van klip uit jou uithaal en ek sal dit vervang met 'n hart van vleis. Dis die verandering wat moet plaasvind. En vierdens, jy moet die Here toelaat om jou soos die Ethiopiër in Handelinge 8 vers 30 by water te bring, sodat jy deur middel van die doop in die Triniteit
'n openbare belofte aan die wêreld kan aflê, dat jy jou ou lewe agterlaat en as verbondskind 'n nuwe geesvervulde lewe wil leef. En liewe vriende, as ons al hierdie dinge laat gebeur, kry ons deel aan die geskenk van die vervulling van die Heilige Gees. Nou ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar hierdie 4 punte wat ek sopas uitgelig het ek almal uitgelig in die passiewe vorm. En ek het dit met opset gedoen, om elkeen van ons net vanaand weer eens opnuut daaraan te herinner, dat ek en jy, dat ons op ons eie nie hierdie gebeure kan laat plaasvind nie. Ons kan dit nie deur middel van ons eie krag en ons eie insig laat plaasvind nie. God is die een wat ons doop met vuur. God is die een wat ons vul en verseël met die Heilige Gees. Dit gebeur alles deur middel van 'n krag wat baie groter is as jou en my eie. Al waaraan ek en u as mense aandeel het, is die keuse daarvoor en die bevoorregte posisie om dit in ons en met ons te laat gebeur. Maar net die Here kan dit laat gebeur. Soos ek vanaand kan saamvat, die vervulling met die Heilige Gees is meer as net Bybelkennis. Die vervulling met die Heilige Gees is baie meer as om net gedoop te word met water. 'n Kollega van my stel dit baie mooi wanneer hy sê, al doop jy jouself oor en oor in die Jordaan rivier totdat die visse daar jou op die naam ken, beteken dit vir jou niks as daar nie 'n lewende en blywende verhouding met die Heilige Gees ontstaan en voortaan bly voortleef nie. Daarmee sluit ek af. En ek wil terugkeer na die mengsel van die Nesquik en die Milo en die vrugtesap. As ons daai mengsel nou mooi geroer het en ons laat hom vir 'n geruime tyd staan, wat gebeur? Dit begin weer afsak, nie waar nie? En op die ou einde vorm daar weer 'n skuiding. Die melk begin weer wit verkleur met die Milo wat onder lê, of die pink Nesquik wat onder lê, of die vrugtesap wat gaan onder lê, maar die melk en die water, hoe langer dit staan, hoe meer en meer keer dit weer terug na sy normale oorspronklike kleur. Daai skeiding begin weer kom. Maar as 'n mens die mengsel egter konstant roer, vorm daar nooit weer 'n skeiding nie. En hiermee probeer ek illustreer, en ons gaan dit ook later in die reeks ook meer en meer sien, dat die vervulling met die Heilige Gees moet ons nooit sien as net 'n eenmalige gebeurtenis wat moet gebeur en dan is dit agter ons en is ons verby nie. Ek kry baie keer te doen met mense wat vir my sal sê, ek is mos 20 jaar terug aangeneem en voorgestel. Dis mos nou goed, ek hoef nie nou meer 'n aktiewe verhouding met die Here te hê nie. Ek is mos 20 jaar terug gedoop. Ek is mos 20 jaar terug het ek belydenis afgelê. Dis mos genoeg. Dit sal my mos nou dra hemel toe. Ek kan nou maar doen wat ek wil. Nee. Die vervulling met die Heilige Gees vorm 'n proses wat konstant binne aan ons konstant aan die gebeur moet wees. Ek dink dis juist die rede waarom die brief aan Laodicea gerig word in Openbaring. Die Here sê vir daai gemeente, julle het my nie meer so lief soos wat julle aan die begin gehad het nie. Julle is nie meer so warm soos wat julle aan die begin was nie. Want daai gemeente het die evangelie gehoor. Hulle het opgewonde geraak. Al hierdie 4 aspekte wat ek uitgelig het met hulle gebeur. Daar was 'n roerproses aan die begin en die gang. Maar soos wat die tyd verloop het, het hulle al hoe minder begin roer. En later dan is die lepel uitgehaal. En die mengsel het daar begin staan en in daai skeiding het weer gekom. Hulle het weer teruggekeer na hulle ou normale self wie hulle was, voordat die apostels by hulle gekom het, voordat hulle die evangelie gehoor het. En daarom word die brief aan hulle geskryf, hulle gesê, julle roer nie meer nie. Die mengsel het weer begin verdeel. Sit die proses aan die gang. Moenie ophou roer nie.
En daarom sluit ek met hierdie mooi kleurvolle prentjie af. En dis dan ook my gebed vanaand vir elkeen. Oom, tannie, vriend, vriendin. Mag jy die Here nooit verhoed om jou mengsel op te hou roer nie. Mag jy nooit ophou dat die Gees binne in jou konstant 'n proses bly nie. Mag jy nooit toelaat dat die Heilige Gees en jou ou identiteit of jou identiteit weer van mekaar skei in verskillende lae vorm nie. Mag dit gemeng en vermeng bly met mekaar. Bly dit altyd aan die roer bly. Sodat ons daagliks nog steeds daai opgewondenheid en daai vreugde en die stem van die Gees en sy leiding en sy beskerming en sy versorging, die pad wat hy aanwys, die lig wat hy vir ons maak op ons pad, dat ons dit konstant kan bly ervaar. Amen. Amen. Here, U ken elkeen van ons wat vanaand hier sit en by die huis na hierdie opname luister tot in die diepste van ons wese. U weet by wie se deure staan U Gees nog en klop en vra om toegelaat te word en om in te mag kom. U weet wie van ons is op hierdie stadium besig om die Gees toe te laat om ons dag tot dag te bly roer. En wie weet wie van ons het dalk langs die pad al lui begin raak en opgehou roer. Daar's dalk van ons wat vanaand moet erken dat omdat ons so lanklaas geroer het die lae alweer van mekaar begin onderskei. Ons is nie meer vermeng en gemeng met die Heilige Gees soos wat ons moet wees nie. Ons het soos Laodicea lou geword, vervlou in ons geloof. Ons sien alweer al hoe meer van die ou ek in ons woorde en in ons dade op 'n daaglikse basis. Vanaand kom vra ons, Here, begin ons opnuut weer van binne af roer. En ons vra, Here, dat U dit sal bewerkstellig, want ons besef, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Dankie, Here, dat U U Gees gestuur het en aan ons gee, en dat U Gees nie net ons vul nie, maar ook vervul. En as ek die kinderbeeld mag gebruik, Here, neem die bestuurder sitplek in van ons lewe. Ons wil nie, U moet net bloot 'n passasier wees nie. Ons gee vir U volle beheer van ons lewens, van ons denke, van ons woorde, van ons dade, van ons hande, van ons voete. Mag U konstant binne ons bly roer, sodat ons behoorlike en volkome geesvervulde disippels van U kan wees. Seën ons waar ons hier vanaand die broodjies en die soppie agter gaan geniet. Dankie vir die hande wat dit vir ons voorberei het. Behoed en bewaar ons as ons hier vanaand terugkeer na ons huise en ook deur die nag. En bring ons asseblief ook dan môre aand hier by mekaar vir ons 4de deel in ons reeks. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.